wil ek net vra, kom ons maak ons oë toe, en laat ons dit net op die regte manier begin. Ons Hemelse Vader, ek is seker ons verstaan nie, hoe groot is u krag en u genade in elk geval nie. Ons kan daaroor preek, ons kan dit bespreek, ons kan teksvers uithaal, ons kan doen wat ons wil, maar ons sal dit nooit verstaan tot in die volheid wat u dit vir ons in elk geval aanbied nie. Dis goed, laat ons dit wel bespreek, is goed, laat ons met mekaar daaroor praat en mekaar herinner. Maar dit wat u vir ons gedoen het, oor die Paasnaweek, oor die Paastyd, ja, ons kan dit nie vasvat nie, ons kan dit in geen boodskap beskryf nie. Ons raak daaraan, en ons probeer, so laat ons dit probeer, en hier gaan ons, en dankie Here, dankie dat u ons gekies het, nie ons u nie, u ons, want u het gesê, ons is vir u dit werd. Ons verstaan nie as altyd hoekom nie, want as ons na ons eie lewens kyk, dan besef ons ook, maar ons is dit nie werd nie. Maar u het gekies, en u het dit goed gedink, en daarom is dit vir ons ook goed genoeg. Dankie Here, ons loof en ons prys u naam, en ons bid Here, seën ook u woord, wat u vir ons wil meedeel vandag. Amen. Die krag en genade van die kruis. 'n boodskap oor die kruisiging van Jesus Christus. Net vir die wat so lank wil oopmaak, Jesaja 53 is die teks, gaan 'n paar net 'n inleiding eers doen, en dan gaan ons nou dit daarby uitkom, dan sal ons dit lees. Baie mense hou natuurlik van die Paasfees, vir allerlei verskillende redes. Ek dink vir die meeste mense is dit dood eenvoudig, dis 'n aftyd. Dis 'n lekker lang naweek, en vir die kinders, daar's sjokolade wat onder bome geplant word en weggesteek word, en alles wat lekker is, word gekoppel aan hierdie tyd. Dit is ook 'n lekker tyd waar ons kan rus en ons behoort te rus, maar dit is natuurlik nie die teks of die kern van hierdie tyd nie. Daar is natuurlik ietsie besonders wat gebeur het oor hierdie tyd, en ons moet dit herinner. Dit is natuurlik ook baie maklik om te vergeet hoe ernstig hierdie boodskap is. Veral wanneer ons in 'n lekker vakansie by is, soos wat ons nou is. En tog is die gebeure van die Paasnaweekvieringe so skokkend, dat dit ook natuurlik onlogies is. Ons kyk na die kruisiging en dink, as ons daarna kyk, maar dit is heeltemal onregverdig. Jesus wat totaal en al die regverdige was, die ene wat die waarheid verkondig het, hy is die ene wat die prys betaal het. Vir wie? Vir ons. Dit is verbuisterend, ja. Dit is die volmaakte rekenskapstelsel van God, waar hy die volle betaling aanvaar, wat deur sy seun gemaak is, vir ons skuld. Maar dit is eintlik 'n goeie herinnering. Ons leef in 'n wêreld wat soms vergeet waaroor die kruis en die Paasfees regtig gaan. Terwyl ons terugdink aan die Paasnaweek, waar die grootste geskenk ooit gegee is, wil ek hê ons moet terugkyk. En dan kan ek ook sê, soos Jacob Zuma gesê het, listen carefully. Na Jesaja wat uitkyk na gesig wat sou gebeur in die verre toekoms. Voor ons saamlees wil ek eers so 'n bietjie agtergrond skep. Jesaja skryf terwyl hy werk en bly in Jerusalem ongeveer 700 jaar voor die geboorte van Jesus. Dit is ook dieselfde stad Salem waar Melchisedek gewoon het, wat later Jerusalem sou geword het. Melchisedek dateer nog verder terug na ongeveer 1800 voor Jesus Christus se geboorte. Melchisedek was koning van Salem en priester, 'n priesterkoning van God die Allerhoogste. Maar dit is ook dieselfde adres, dit is Jerusalem, waar Golgotha is en waar soveel jare later ons vryheid van sondeskuld duur gekoop is. Ons lees reeds so vroeg as Genesis 14 van Melchisedek in vers 18.
En Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die Allerhoogste was, het brood en wyn gebring en hom geseën en gesê: Geseënd is Abraham deur God, die Allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. Hy, Melchisedek, word die koning van geregtigheid en koning van vrede genoem. So die vraag natuurlik is, het Melchisedek 2000 jaar voor die tyd reeds vir Jesus op een of ander manier geken, van hom geweet, en het Jesaja 700 jaar voor Jesus se geboorte dan van Jesus geweet, hom geken? Antwoord is ja. Op een of ander manier, miskien nie by die naam nie, miskien nie direk nie, maar verseker, daar was 'n koneksie gewees, want God is God, God drie enig. Om aangestel te word soos Melchisedek beteken om te ontmoet. In vandag se tyd kan ons seker by 'n plek aangestel word deur 'n baas of 'n bestuurder, en dit sien ek baie, waar die baas en die werker mekaar nooit ontmoet nie. Hy doen sy werk. Ek dink nogal aan terme van ouens wat van die huis af ook werk. Hoeveel ouens werk by 'n huis en hulle weet nie eers wie hulle bestuur, hulle weet seker wie hulle bestuur, maar hulle het geen kontak nie. Maar tussen Melchisedek, Jesaja en Jesus was daar verseker 'n verbintenis gewees. Melchisedek het in Salem gewoon, wat later bekend sou staan as Jerusalem. Jesaja het 1300 jaar later van een geskryf, wat nes Melchisedek voor hom ook in Jerusalem sou optree, ook vir vrede en geregtigheid. Jesus word ook as 'n ewige priester verklaar, volgens die orde van Melchisedek, soos ons kan sien in Hebreërs 5 vers 8. Hier word van Jesus gepraat. Hy, dis Jesus, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. En nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en is deur God genoem 'n hoë priester volgens die orde van Melchisedek. Die aangestelde priester van die Allerhoogste, Melchisedek, was dus die stensel wat 2000 jaar later weer gebruik sou word om Jesus, die ewige priester en koning, te bevestig. Hoe het Jesaja dan geweet wat in die toekoms sou gebeur? Dit was aan hom geopenbaar in 'n reeks gesigte. Natuurlik, as mens Jesaja begin lees, dan is van die eerste verse daar, dan sê dit uitdruklik, die gesig wat Jesaja gesien het. Soos wat Henty gesê het, ek dink nie ons moet val vir daardie ene waar daar gesê word, God het aan my 'n nuwe openbaring gemaak nie. Dit is ek dink is 'n cheap shot, 'n low blow. Dit werk nie so nie. Kom ons lees die gesig wat direk met die Messias verwys in Jesaja hoofstuk 53. Wie het geglo wat aan ons verkondig is, en aan wie is die arm van die Here geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgespruit, en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte of heerlikheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Hy was verag, en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag, en ons het hom nie geag nie. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte. Die het hy gedra, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Natuurlik net 'n gedagte daar ook, terug weer by die idee dat mense die woord kan laat pas by wat hulle wil. Ek het baie mense ook daai vers hoor misbruik deur sy wonde, asof ons genesing verdien omdat Jesus vir ons gelei het. Nog ietsie om te oordink. Vers 6.
Ons almal het gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. Maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpe was, en hy sy mond nie oopmaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem, en onder sy tydgenote, wie het daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Terwille van die oortredinge van my volk was die plaag op hom. En hy het hom sy graf by die goddelose gegee, en by 'n ryke was hy in sy dood, omdat hy geen onreg gedoen het nie, en geen bedrog in sy mond gewees het nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng, en die welbehae van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die moeitevolle lyde van sy siel, sal hy dit sien en versadig word. Deur sy kennis sal my knegg, die regverdige, baie regverdig maak, en hy sal hulle skuld dra. Daarom sal ek hom 'n deel gee onder die grootes, en met magtiges sal hy byt verdeel, omdat hy sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders getel was. Terwyl hy tog die sonde van baie gedra en vir die oortreders gebid het. Die geskiedenis het reeds baie lank voor die kruisiging daarop gewys, dat daar 'n baie spesifieke priester sou opdag, en alhoewel hy ook koning was, sou hy nie aanvaar word nie. Inteendeel, hy sou verbrysel word. Hoekom is dit belangrik om te weet wat van al die voorspellings en voorgangers van Jesus? Mense kan sekerlik maklik dink dat Jesus van sy geboorte af tot sy dood toe deurgegaan het, toevallig wat hy deurgegaan het, alles toevallig in plek geval het. Hier is 'n paar gedagtes om in ag te neem. Afhangende van wat 'n profesie as 'n profesie beskou word, is daar omtrent tussen 60 en 100 direkte profesieë oor Jesus. As mens nou in ag neem dit wat nie so direk is, ek gaan dit omtrent tot by 450 profesieë wat oor Jesus is. Peter Stoner, 'n wiskundige professor in Amerika, het hierdie probeer in wiskundige terme bietjie uitdruk. Hy het uitgewerk dat as die staat Texas met silwer muntstukke gepak word, omtrent 600 mm hoog, 60 cm hoog, dis 'n groot area, en daar word een munt gevat in al daardie miljoene munte, en hy word rooi geverf, en hy word ingemeng, in daai massas van munte, en dan word daar vir jou gesê, vat jou self, blinddoek jou, meng en gaan mal, en beweeg so ver soos wat jy wil, en druk jou hand in, en eerste probeerslag, moet jy daai rooi muntstuk optel. Dit is die kans om 8 profesieë in een mens se lewe te laat waar word. Dis feitelik onmoontlik. Wel, dis nie feitelik nie, ek dink dit is heeltemal onmoontlik. Dis 'n 1 in 'n kwadriljoen. Dis 'n syfer of 'n naam wat ek nog nie eens gehoor het nie. 1 in 'n kwadriljoen. 1 tot die mag 10 tot die 17de. Iets in daai lyn. Dit is 'n groot getal. Die kruis is nie net 'n plek van pyn nie. Dis die plek van oorwinning, van liefde en van redding. Die apostel Paulus het in Galasiërs 6 vers 14 geskryf, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Met dit alles in gedagte deel ek ook graag 4 punte om die noodsaaklikheid van die kruis uit te wys. Punt 1, die prys van die kruis. In Jesaja 53 vers 5 is dit duidelik dat ons, dis ek en jy, die skuldiges is.
vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Besef ons dat volgens menslike standaarde is ons skuldig, end of story. Maar God los dit nie daar nie, gelukkig nie. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Alles op sy rekening vir ons. Die profeet Jesaja skryf alreeds eeue voor die kruisiging dat Christus vir ons sondes sou betaal. Hy het gesien wat die prys vir sonde was en ook gesien wie sou betaal. Dink daaraan, elke spyker, elke wond, elke asemteug wat hy nie kon asem inkry nie, want dit is natuurlik die groot probleem met die kruis is dat jy nie kan asemhaal nie, nee. Elke asemteug aan die kruis was nie toevallig nie. Dit was die prys van sonde. En die prys van sonde moes betaal word. Martin Luther het dit so gestel. Toe ek na die kruis kyk, besef ek dat dit nie die Jode of Romeine was wat Jesus daar vasgespijker het nie. Dit was ek. My sonde het hom daar gehou. Friedrich Nietzsche, wat 'n filosoof en skrywer van die 18de eeu was, het sonde probeer verduidelik as 'n mensgemaakte konsep, wat deur die kerk ontwerp is om mense bang te hou. Want as mense bang is, dan kan jy hulle beheer. Nee, die werklikheid is dat ons nie iemand nodig het om ons te leer om skuldig te voel nie. Ons weet hoe om dit onskuldig te wees en skuldig te voel. En daardie koste het Jesus betaal, ten volle vir altyd. 'n Prediker het eendag gesê, as Jesus vandag gekruisig is, sou mense waarskynlik probeer het om die effek van die kruisiging op Takealot te bestel. Express delivery, so asof die verlossing op ons eie terme beskikbaar is. Maar jy kan nie die effek van die kruis versnel nie. Die kruis vra tyd en oorgawe. Dit vra om te staan en te kyk en te erken. Dit moes ek gewees het. As Martin Luther dit besef het, hoeveel te meer ons ook dan. Punt nommer 2, die krag van die kruis. Augustinus het gesê, die kruis was die preekstoel waarop Jesus die wêreld leer wat liefde was. Die gedagte dat iemand sy beste boodskap bring en sy ergste swaar kry, maak amper nie sin nie. Ons verwag ten minste 'n preekstoel en rye banke, ten minste iets soos wat ons hierso het. Vir Jesus se grootste oomblik was daar nie voorberei deur die kerk nie. Daar was nie musiek wat jou emosioneel opsweep nie. Geen mens het 'n week voor die tyd beplan dat die grootste leermeester van alle tye sou moes ly en verneder word nie. En niemand sou kon raai dat dit nodig was nie. Dit het 'n fondasie gelê vir die kerk wat sou groei. Nie almal het dit gesien nie. 1 Korintiërs 1 vers 18 verwys daarna. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Vir die wêreld lyk die kruis na 'n nederlaag, maar vir die gelowige is dit die grootste oorwinning in die geskiedenis. Sien hoe God se wiskunde werk. Die wêreld en Satan het gereken, vat hom weg, dan val alles plat. Maar God het bepaal, slaan hom plat, dan red hy die wêreld. Charles Spurgeon het gesê, die duiwel het gedink, die kruis was sy oorwinning, maar dit was sy nederlaag. Hy het die spykers gehoor, maar hy het nie die opstanding gesien kom nie. Die kruis wys vir ons dat God se krag anders werk as die wêreld se krag. Die wêreld sê, bewys jouself. God sê, ek het dit reeds vir jou gedoen. Die kruis bied krag om te verander, want verandering is 'n moed. Ons moet hier stop
en verstaan dat elke keer wat na die kruis verwys word, ons direk na Jesus verwys. Dit is maklik om te praat van die kruis asof die kruis die werk gedoen het, maar dit is Jesus aan die kruis. Die kruis was van hout, maar wat aan die kruis gebeur het, dis wat saak maak. Ek glo ons almal verstaan dit ook so. Die kruis verander harte, die kruis verander skielik na 'n instrument wat sonde raaksny vir die wat dit nie teenstaan nie. Daar is geen sonde wat te groot is vir die kruis nie. Geen verlede wat te donker is vir God se genade nie. 'n bekende gedeelte in Lukas vertel van 'n rower wat saam met Jesus aan die kruis gehang het, en in sy laaste oomblikke sê Jesus vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis Lukas 23 vers 43. Daardie man het niks gehad om aan te bied nie. Hy het geloof gehad, maar verder nie tyd, nie geld nie, en absoluut geen goeie werke van wat ons kan aflei nie. En Jesus het na alles gesê, dit is genoeg. Volgende wil ek kyk na punt 3, die genade van die kruis. Romeine 5 begin met die opskrif, versoening met God en vrede deur die geloof. Die opskrif alleen sê al so baie. As dit 'n advertensie was, sou dit suksesvol wees en sou dit die leser lok om verder te lees, sodat hy sou sien hoe dit moontlik was om versoening met God te verkry. Die teks volg en begin met omdat. Hierdie is 'n kragtige omdat. Vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade, waarin ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Die geloof word die sleutel wat ons nodig het om God se genade te verkry. Ons lees verder in vers 3. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Want toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Want nouweliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Vers 10, want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God dat deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Ons kyk weer na vers 8. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Genade in Engels praat van grace. Die woord grace word soms as 'n akroniem voorgehou en uitgebrei as God's riches at Christ's expense. Dit is ons skuld op Jesus se rekening. Maar 'n rekening wat gelukkig vooruitbetaal is. Augustinus het gesê, God het jou so lief gehad, dat hy sou sterf vir jou, selfs al sou jy die enigste mens op aarde gewees het. Hulle het julle gehoor, selfs al was jy die enigste mens op aarde. Daar het al 'n paar mense op my pad gekom, wat reguit gesê het, dat hulle goeie mense is. Ek praat nou van een van die mense vir wie ek gewerk het. Daarom sal hulle tog hemel toe gaan, want God is ook tog liefde. Dit klink soms hard om te dink dat daar mense is wat absoluut goed doen, en nogal in opregtheid,
maar dat hulle hel toe gaan. Ons het eendag vriende gehad wat gevra het of die stigter van Gift of the Givers, Dr. Suleiman, ook dan hel toe gaan. Hy het eerlikwaar al baie mense in die ergste tye, swaar tye gehelp. Dit was nie aangenaam om vir hulle die lig van die woord op Dr. Suleiman se lewe te skyn nie. Ek weet nie van iets wat hy verkeerd gedoen het nie, ek ken hom glad nie. Maar ek moes dit vir hulle opklaar. Is hy uitverkoop aan Jesus? Want slegs dan kan die genade van God vir hulle beskikbaar wees. Slegs dan is jy welkom in die koninkryk van God. Ons het daardie aand saam gehuil toe ons besef, goeie mense gaan ook hel toe. En dit terwyl ons weet dat die kruis versoening met God bring. Jesus het gesterf, sodat selfs Dr. Suleiman kan vergewe word. En nie net hy nie, maar elkeen wat ontvanklik is vir sy woord. Die kruis bring nie net vergifnis nie. Dit bring herstel. Waar daar skuld was, bring dit vrede. En waar daar vrees was, bring dit sekerheid. Martin Luther het gepraat van die wonderlike ruil. Christus neem ons sonde en ons ontvang sy geregtigheid. Dis genade. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy dit gee. Die laaste punt, nommer 4, die oorwinning van die kruis. Die teks daar is Johannes 19 vers 30. Toe Jesus dan die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. Dit is volbring. In Grieks tetelestai, wat beteken ten volle betaal. Nie dit is begin of dit is amper klaar nie, maar dit is klaar. Dink vir 'n oomblik of twee aan die groot en swaar vliegtye wat hier anderkant op OR Tambo opstyg. Jannie weet baie goed van vliegtye. Ons ken seker almal, die wat nie iemand ken nie, ons ken almal vir Jannie ten minste. Ons ken seker almal mense wat op een of ander tyd of iewers met die instandhouding van vliegtye betrokke is of was. Verbeel jou die vliegtuig word ingebring vir groot herstelwerk en net voor die laaste parte gemonteer word, besef almal dat die parte opgebruik is. Sal die ouens dan oppak en sê, "Oh wel, dit beteken ons is klaar. Kom ons gaan huis toe." Daar is niks in 'n geval wat ons meer kan doen nie. O nee. So vliegtuig word geground tot al die parte daar is en geïnstalleer is. Daar is lewens op die spel. Daardie vliegtuig moet elke part kry wat vir hom bedoel is. Eers as hy klaar getoets en afgeteken is, sal hy kan gaan vlieg. Hoeveel te meer was dit belangrik dat Jesus moes klaarmaak met dit wat hy begin het. Daar was ook lewens op die spel. Spurgeon het gesê, as Christus gesê het, amper klaar, sou ons almal verlore gewees het. Maar hy het gesê, volbring, en daarom is ons vry. Toe die vroue by die graf aankom en die klip van die graf weggerol sien, was dit God se seël op daardie woorde. Ja, dit is werklik volbring. Paasfees is nie net 'n geskiedenisles nie. Dis 'n persoonlike uitnodiging. Die kruis vra nie net bewondering nie. Dit vra vir oorgawe. Augustinus het gesê, jou hart sal nooit rus vind nie, totdat dit rus in God nie. Die kruis vra vir 'n antwoord wat ons nie kan systap nie. Wat beteken die kruis vir jou? Is dit net 'n simbool of is dit die plek waar jy jou lewe neerlê? Ek vat saam. Toe Jesus aan die kruis hang, het hy nie net vir die wêreld gesterf nie, hy het vir jou gesterf. En as jy ooit twyfel of jy geliefd is, kyk na die kruis. As jy ooit twyfel of jy vergewe is, kyk na die leeggraf. Want Paasfees sê, die kruis het gewen.
Liefde het gewen. Christus leef. En dit is iets wat ons nooit moet vergeet nie. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, vir ons om hierdie naweek se gebeure mis te kyk, vir dit wat dit regtig beteken, is amper ondenkbaar. Ons kan baie maklik inval by dit wat die wêreld doen, en net sê, kom ons maak 'n groot naweek daarvan. Ons eet saam, en ons kuier saam, en ons spandeer tyd saam as vriende en familie, maar dit is nie alwaaroor dit gaan nie. Here, soveel mense het na u opoffering gekyk, dit wat u vrywilliglik vir ons gedoen het, dit probeer ontleed, en niemand kan dit ten volle beskryf nie, maar Here, u het dit gedoen, dis wat belangrik is, en ons is vrygekoop deur die bloed wat u aan die kruis gestort het. Daarom weet ons, u genade hou nie op nie, u genade raak ook nie op nie, en daar is nie 'n punt waar ons kan sê, ek het te ver gegaan nie. Elke oomblik wat ons omdraai en terugkyk na u opoffering, dit wat u vir ons gedoen het, u offer, elke keer kan ons net weer weet, maar dit was genoeg, en dit was vir ons. Ons dank u, Here, dat dit wat ons ook kan deel, dit wat u met ons deel, Here, dankie dat ons deel uitgekies is deur u, want dit is weer eens nie ons wat u gekies het nie. Ons vertrou op u, Here, elke dag om ons te lei in hierdie tye. Dit wat in hierdie wêreld gebeur is nie dinge wat maklik oorgaan nie. Ons voel dit aan ons beursies, aan ons lewens. Ons hoor dit op die strate waar ons ook met mekaar praat. Maar dit moet nie ons onderkry nie. Dit mag ons nooit platslaan nie. Mag ons altyd saam met u opstaan, soos wat u ook opgestaan het. Dankie, Here, dat ons op u kan vertrou en dat u ons deurdra. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.